Ons almagtige Vader, Abba Jahweh, ons sê vir U dankie dat ons weer eens hier kan by mekaar kom op hierdie Sabbat. En ons vra U om die diens te seën, my Vader. Ons vra vir oop harte, oop verstand, my Vader, sodat ons die woord wat vanaand uitgaan, my Vader, sodat ons dit sal verstaan en sodat op ons harttafels geskryf sal wees, en sodat ons nooit weer daarvan sal vergeet nie, my Vader, maar sodat dit ons beginsel sal wees en daarvolgens sal wandel. Ons gee al die lof, eer en prys dat U ons gered het tot hier waar ons is vandag. Ons vra U om saam met ons te wees. Ons sê vir U dankie in Jesus se naam. Amen. Amen. Waaroor gaan hierdie hele prys wat betaal is? Waaroor gaan hierdie? Ek verstaan, dis 'n verbond, ek wil dit nie 'n ritueel noem nie, maar dit is nie wat dit is nie. Ritueel is onder die afgodsvolke. Maar hierdie hele seremonie waardeur gegaan word, deur beide ons het dit nou baie na homself toe gewysig, na die boervolk. Maar waaroor gaan hierdie hele seremonie? Van begin tot einde. Ze weten dat God zijn naam, dit betekent wat gebeur het, dat God het so gekies het van die begin van tyd af. Dat het so sal gebeur. Ja, ek wil nie 'n tegniese antwoord hê. Hierdie is 'n een woord antwoord. Liefde. Oor onsself, vir ons. Vergifnis. Ja. Liefde. Vader het nie 'n fout gemaak toe hy die mens gemaak het nie. Dit weet hy van voor. Dis wat sy naam beteken. Yud-Heh-Vav-Heh. Behold the hand, behold the nail. Aanskou die hand, aanskou die pen. Dis wat sy naam beteken. Geef my Lukas 18. Okay. 10 tot 14. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Weet julle wat was 'n tollenaar? Takskollecteur. Onder andere. Onder andere. Oude toon. Wat? Toona. Nee. Die toona. Ja, het gaat bij elkaar nog, al die tekst gaat ook bij elkaar nog. Sorry. Hierdie is 'n ou wat jy seker so onder die tafel deur kan betaal. Ja. Om jou sak so 'n bietjie 'n ligter knou te laat vat. Nie waar nie? Ja. Ons bly in Suid-Afrika, is dit waar of nie? Waar? Ek meen, ons betaal teks dat hier waar location road is nou location. Wie betaal hy krag? Julle betaal hy krag. Julle betaal hy krag. Gaan aan. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie is soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Jy weet wat? Hierdie ou kon op 'n stadium kon hy 'n koevert gekry het. Wat gesien waar hy gesien het, joh. Hierdie Caesar wil my kluts net. Ek sê nie dit is so nie. Gebruik julle verbeelding vir dit. Gaan en hy gaan na hierdie, hy kon heel waarskynlik na hierdie toe op 'n stadium gegaan het en gesê, hoor hierso. Hoe lyk dit? Vir jou ietsie doen, vir my ietsie. Maar nou in steede van dit
Dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is. En ons weet dat hierdie Sanhedrin, hierdie tollenaars, nie tollenaars, die Fariseërs en Sadduseërs was skelm gewees. Ons weet dit van die Ou Testament af. Ons weet dit. Daar is geen geheim daar nie. Okay, gaan nou. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10des van alles wat ek verkry. Hoor nou hierdie. Smart nou hierdie man. Hè? As ek kry nou hierdie, hy vas sommer 2 keer 'n week. Elke week. En hy betaal sy 10des. Is dit waar daar staan? Is dit waar daar staan in Malagi 3? Betaal jou 10des. Hy sê bring 'n 10de van jou oes. Bring 'n 10de van jouself. Nooit in Malagi 3 lees van geld. Hy sê laat daar spys in my huis wees. Kom spandeer tyd saam met my. Dis wat hy sê. Kyk jy jou geld kan hom beïndruk. Gaan aan. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die tempel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Op 'n ander plek sê die Bybel, hoogmoed kom voor die val. Ja. Dit gebeur altyd. Nee. Ja. Nee. Ons kyk aan Romeine. Romeine 3:21 tot 24. Romeine 3:21 tot 24. En was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Ja, Romeine 3:21. 3, daai is 4. Sorry. 3:1 tot 24, né? Tot 24. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Yeshua Mashiach vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Yeshua is. Nou in daai selfde boek, in die 3de hoofstuk, ekskuus, in die 6de hoofstuk, vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van die ewige lewe in Yeshua HaMashiach, ons Here. Almal het gesondig en kom kort in die heerlikheid van God. Hierdie prys is betaal ter vergifnis van ons sondes, van ons tekortkominge. Tekortkominge wat ons het as gevolg van die val van die sonde. Swakhede wat ons het as gevolg van die sondeval. Hierdie ding werk net as dit 'n tweerigtingstraat is. As ons mekaar vergewe. Hoe keer het jy al by 'n gesprek gestaan en dan word daar gesê, bid vir 'n nuwe bicycle. En sê vir die Here wat jy wil hê. En bid jy vir die, bid jy vir daai. En dan stap iemand nader, dan word daar gesê, wat op vir die. Pas op vir die.
Het jy al zoiets beleef? Ja. As jy nog nie zoiets beleef het nie, was jy nog nie in die kerk gewees nie. Nee. Nee. Dis waar. Ja? Vergewe mekaar. Markus 11. en 25. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo en julle sal dit ontvang. En julle sal dit verkry. Jy gaan dit nie net ontvang, jy gaan dit verkry. Hy sê dit. Sê dit so? Ja. Wat sê dit in jou Bybel? 24 en 25, né? Wat sê dit dan? Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Hoor julle dit? Wat sê die volgende vers? En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle heel oortredinge mag vergewe. Nou, wat is die doel van pas op vir die en pas op vir die? Het ons al gaan kokes, kom ons gaan bid vir die, daar denk of daar probleem is. As vroeger die week genoem, bid laat ou Johan net verander as dit nie vir. Hy irriteer die rook in my, dat hy net verander asseblief. Miskien is dit ek wat moet verander. Miskien is ek die probleem. Miskien is ek die vlieg in die saal vir die ou boere gesê. Nee. Vergewe mekaar as julle bid. Dis 'n gebedslewe. Jy gaan my nie oortuig dat jy 'n gebedslewe lei en jy is kinder van iemand. Hoe gaan jy dit verduidelik? Hoe gaan jy dit regverdig? Hoe gaan jy daai stelling regverdig? Jy is vinnig om te getuig dat die Here het vir my so en so en so gedoen. En dan stap jy verby 'n hond wat lê in die skop op. Wie het dit al ervaar? Niemand. Julle daar in die middel wat julle aan die kerk gewees. Daar is 'n gesprek in die gang, word nie gehoor nie. Julle al gehoor? Efesiërs. Iemand anders kry Kolossense, Efesiërs 4:32. Efesiërs 2:34. Nee, ek dink nie. Efesiërs 4:32. Maar wees vriendelik en vol ontferming. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Geef mekaar. Soos God ook en Yeshua julle vergewe het. Soos nie. As 'n mens iemand vergewe en jy word seer gemaak en dit is so seermaak, hoe vergewe jy? Spreek jy dit vry en gaan jy aan en dan slaan die mens soms so, sê die byvoorbeeld so 2 of 3 keer. Weet jy wat? Wat doen jy dan? Dan Ekskuus, ek is laat. Is jammer hoor. kyk, jy hoef nie weer met iemand iets te doen te hê. Vergewe en beweeg aan.
vergewe en beweging. Daar is gevalle waar mense vinnig is om te praat, maar hulle vergeet die tyd toe jy die ligte aangehou het. Ja. Dis waar. Vinnig om sleg te praat, agter jou. Maar hulle vergeet wat jy gedoen het. Daai tyd. Sometimes it's not easy always to forgive, especially when it keeps on happening, keeps on coming up all the time. En dit is regtig 'n saak van gebied dat tot jy die oorwinning kry en dit. Want partykeer gebeur dit nie net so nie. In my case, I've had it where I've had to carry on praying and praying. En dan sê ek vir die Here, ek is so seer gemaak deur hierdie persoon en hulle het dit weer aan my gedoen en ek weet nie hoe om oor dit te kom nie. Maar ek weet ek moet vergewe, want as ek nie vergewe, kan jy nie vir my vergewe as ek vir vergifnis vra. En dan dit sal gebeur. Jy sal eendag net wakker word en jy sal net weet ek het daai persoon vergewe. En as daai persoon vir jou ietsie sê, dit raak jou nie aan nie. Want die Heilige Gees het werk vir jou. Maar dit is nie 'n maklike ding. Ek dink hierdie Kolossense 3 antwoord dit mooi. 3 vers 13. Okay. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Nou by die laaste maal wat hy saam met hulle gehad het, wat ons nou Dinsdag aand gevier het, dit was nie die Pasga nie, dit was, want hy was die Pasga lam gewees. Sê hy daar, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie gestort is tot vergifnis van sondes. Dit is vir almal. Of ek van jou hou of nie, dieselfde bloed wat my vergewe het, is vir jou gestort. Dieselfde bloed wat my gered het, moet jou red, as jy wedergebore is. Ons kan nie 'n onderskeid tref tussen daai bloed. Bietjie vir jou, bietjie meer vir jou, 'n teelepel meer vir jou, 'n koppie vir jou. Jy is 'n groot sondaar sien en ek gooi jou sommer met 'n emmer. Kan jy dit doen? Ja. Kom ons kyk gou Matteus 27 verse 45 en 46. Hierdie was in daai tyd gewees wat daar soveel sonde op hierdie sondelose, vlekkelose lam uitgesmyt was, dat God van hom, sy Vader, Jahoua, van hom al weggedraai het en hierdie plekkie duister geword. Lees dit. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde, tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Yeshua met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? Wie het ons so gevoel? Niemand? Weet wat julle so raak. Julle het niks nodig nie. Wie het ons so gevoel? Het jy ooit gedink om hom te vra, waarom het jy my nog nie verlaat nie? Pastor, wat ek doen elke dag, ek vra in plek om enige ander sondes wat ek mag dalk gecommit het, dan
het nie so meer gekom, dat die Heilige Gees nie uit my weggaan, dat hy bly. Die situasies temporêr soos wat ek ken maak. Ek wil nie sterker hier. Soos David gedoen het. Take not thy spirit from me. Dis Ek dink is Psalm 51. Presies wat ek doen, so geval het. Want vir my is my kosbaarste besitting, nie besitting nie, maar iets, dis die Heilige Gees, wat hier so binnekant sit. Dit is, daar is niks meer wat Nee, ek gee mens jy weet, as hy bloed jou gewas het en hy gees kom woon binne. Ja, jy gaan my straf. Maar hoorie, kom ons kyk daar by Johannes 19. Vers 28 en 29. Hard en duidelik. Johannes 19 vers 28. En 29. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Yeshua gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul, en op 'n hyssop stingel gesit, en aan sy mond gebring. Is hierdie al ooit met jou gedoen? Het jy dit al met iemand gedoen? Moenie lieg nie. Moenie lieg nie. Ek praat nie van jy wat op die kruis hang. Ek praat van iemand wat down is en jy gaan druk so ding in sy gesig. Het jy dit al gedoen? Ja, is het weggedoen. Maar hoor hier, vers 41 en 42. En daar was op 'n plek waar hy gekruisig is, 'n tuin. En in die tuin 'n nuwe graf waar nog nooit iemand in neergelê was nie. Daar het hulle Yeshua toe neergelê weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. Nou, hulle moes hom voor die heilige Sabbat, moes hulle hom in die graf. En dit was nie nodig om bene te breek nie, want hy was klaar. Ja, hy was dood. Hy het klaar die gees opgegee. Hulle het hom toegedraai en wat gebeur het was, hier kom 'n teken wat Yeshua self geprofeteer het. 12:38 tot 40. Matthew 12:38 to 40. Ekskuus net gou weer die vers 12. 38 tot 40. Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseërs en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en oorspellige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Wat gedoen? Volgende vers. Volgende vers. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae
en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Nou hier kom die wonder van hierdie ding. Hier kom die wonder van hierdie ding. Shabbat is nou oor 3:30 is dit verby. Het was woensdag nag, donderdag, donderdag nag, vrydag. Vrydag nag, saterdag. 3 volle dae, 3 volle nagte. Hy kon opgestaan toe dit nog lig was. Jy al daaraan gedink? Hy kon opgestaan toe dit nog lig was. Want dit was volbring. Kom ons gaan nou die hele hoofstuk 20 lees. Matteus. Ja, Johannes. Kan ek net vra, jammer ek plaas dit. Hoekom kan die wêreld dit nie sien? Ek weet nie. Waar is die probleem hier? Katholikisme, dink ek. Ek dink die wiskunde het nie so lekker uitgewerk nie. Want hierdie hele affære van Goeie Vrydag, wat? Hoe kan hy Vrydag gekruisig word? En jy sien wat die wêreld nie wil aanvaar nie, is dat daar was 2 sabbate in daai week. ja, En dit wil die wêreld nie aanvaar. dit was die hoë Sabbat en die week Sabbat. Dis reg. Maar die wêreld en die oorgrote meerderheid van die kerk vandag besef dit. Hulle wil nie. Hulle wil nie. Hulle wil nie. Jy is reg, hulle wil nie. En jy weet, as dit dan 'n Goeie Vrydag was, het jy gaan kyk wat het hulle met hom gedoen. Het jy gaan kyk hoe sy verbrysel, hoe sy vermoor. Is dit goed? Is dit goed? Maar, nou Daniel sê, hulle sal daar die tye verander. En dit is waar ons is. Dis waar ons is. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disippels vir wie Wanneer het jy daar gekom? Vroegoggend, vroeg in die donker. Toe jy weg. Ek is daarvan oortuig dat hy het net na sononder opgestaan. Toe is sy tyd in daai 3 dae, 3 volle dae, 3 volle nagte verby. En hy het opgestaan. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disippels vir wie Yeshua liefgehad het. En sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf. En die 2 het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus. En eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê. Maar kyk hoe hy doeke neergelê is. Dis 'n interessante storie. Ja, die boek was apart opgevou aan een kant geleë. Opgevou aan een kant geleë. En dit is, ek weet nie of dit is waar hulle hierdie wegraking verhaal kry van die klere wat mooi pak word nie. Want die kopdoek beteken Jesu kom terug. Die manier waarop hy opgevou was, ja. Hy kom terug. Ja. Hierdie storie is nie verby nie. Okay? En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan
en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop dis nog nie klaar. Dis nog nie klaar nie. As hy opgevrommel was by die ander doeke gegooi was, dan was die storie nou volbring. Maar dit was nie die geval. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan en hy het gesien en geglo, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disipel het weer huis toe gegaan. Hulle het nog nie verstaan, want toe hy het vir hulle self gesê het, hierdie tempel breek ek af en ek bou hom in 3 dae. Toe nog hulle praat van hy praat van die Herodese tempel. Nee man, dit 40 something jare gevat om die ding te bou. Hoe gaan jy hom in 3 dae bou? Die voorspelling van Yeshua se koms. Sy opstanding. Ek bedoel opstanding, ja, né? Opstanding. Hulle het nie geluister nie. Hulle het gehoor, maar hulle het nie geluister nie. Op 'n kol sê hy mos vir sy disippels, wanneer hulle na hom toe kom en vra, hoekom praat jy in hierdie gelykenisse? Dan sê hy vir hulle, want hierdie lot, hulle hoor, maar hulle luister nie. Hulle sien, of hulle kyk, maar hulle sien nie. Maar vir julle, daai klein geringe, ellendige looitjie wat saam met hom was, vir julle is gegee om al die geheime van die hemel te ken. Gaan deel tussen Lukas. Yes. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan. Een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Yeshua gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En ek is seker sy was daar by die geleentheid wat hy gesê het. 3 dae. Sy moes gewees het. Want hierdie was nie eenmalige gebeurtenis nie. Hy sê nooit 'n ding net een keer nie. Dit is hoekom dit anders gesê word in een evangelie as in 'n ander evangelie. Daar is altyd 2 of 3 getuies. Dit is hoe 'n saak staan. Want nou sê, hier was grafrowers gewees. En toe sy dit gesien het, draai sy haar om agtertoe en sien Yeshua staan. En sy het nie geweet dat dit Yeshua was nie. Yeshua sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Yeshua sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni. Dit beteken meester. Yeshua sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was,
het Yeshua gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Yeshua sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. Ek wil julle waarsku dat hierdie is die enigste plek in die Bybel waar dit gebeur. En dit is voordat hy verheerlik, of voordat hulle hom kon aanraak. So hier gaan waar hy in die kerk. Moenie jouself plaas op 'n verhoog waar jy nie hoort nie. Het hulle die Heilige Gees ontvang toe hy op hulle blaas daar? Ja. Nee. Ek mag daar was op 'n kol in 'n diens gewees waar ons vorentoe geroep is en word vir ons gesê, hulle wil vir ons bid en goed hê. Alles het goed gegaan tot hy geblaas het. En almal anders het omgeval. En toe hulle op my begin blaas, toe weet ek hoekom het hulle omgeval. Hulle het vergeet om tande te borsel. Ek kon nie wag om klaar te kry. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas het wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Yeshua gekom het nie. Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Stop 'n oomblik daar. Wat se naam het hy gekry as gevolg van dit? Thomas. Twyfelaar. Twyfelende Thomas. Maar ek gaan dink 'n bietjie aan wat hy gedoen het. Ek dink sy karakter sou gewerk het in die tyd. Ek glo nie hierdie ou sou agter elke Jan Raff met sy maat aangehardloop het. Want as jy nou 'n bietjie later sien, dan gaan jy sien hy het dit nie gedoen nie. Toe hy hom sien, toe weet hy dit is hy. Maar hy het onthou. Matteus 24 sê Yeshua vir hulle, so sê jy in die woestyn, bly weg. So sê hier is daar, bly weg. Bly weg. Okay. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Yeshua het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hul middel gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Yeshua sê vir hom, omdat jy my gesien het. Wat sê hy vir? My Here en my God. En dan wil hulle beweer dat niemand het nog ooit dit van hom gesê terwyl hy hier was.
Yeshua sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Yeshua vir sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Yeshua Mashiach die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dis waaroor dit gaan. Liefde. Vergewe mekaar. As jy iets aan iemand gedoen het, vra vergifnis. Afgesien van wat dit is, hoe groot dit is, hoe klein dit is, hoe erg het is, hoe nie erg het is, gaan vra vergifnis. En as iemand jou vergifnis kom vra, dan lê die onus by jou, of jy wil of nie. Maar vir die persoon wat die misdrijf gepleeg het, as jy vergifnis gevra het en God het jou vergewe, dan is dit verby. Dan is dit die ander persoon se saak met God, wat hy verder wil of nie. Enige vraag? Ek wil net graag weet, ek het 'n idee, ek bedoel, dit is nie in die bespreking van die preek nie, maar ek wil, soos Yeshua met die bebloede hande en die voete en die kleed, ag nee, ja, ek is 'n kleed nie, opgevaard na die Vader toe, moes hy eers die onreinheid daar vervul met sy bloed. Hy moes skoon gemaak het, is ek reg? Ek weet nie, maar ek vraag nie. Dat baie saam met hom opgestaan. Op die dag van jou. Dit is ook as jy kort afgaan. So dit is oordeel by wyse van dade en geloof tot daai punt toe gewees. Ek wil nog 'n vraag. If jy vergeet iemand wat jy sien hom nie en jy vertel hom nie jy vergewe hom, dit ook moet jy vir daardie persoon betaal dat jy vir hom vergewe of nie? Nie noodwendig nie, jy dalk hier en daai persoon in Alaska. Maar as jy die toegang het om met daai persoon te praat, wat jy wil nie, dan kyk, moenie jou hand op 'n plaat gaan sit wat waarop is. As dit gaan veroorsaak dat daar 'n ding weer kan gebeur, dan is dit nie nodig nie. Dan is dit nie nodig nie. Maar dit is waar die onus van die saak lê. Hy is in 'n nuwe graf begrawe. Hy het daar uitgeklim na 3 volle dae en nagte, volle, 10 volle. En dit is soos sprukte reg sê, wat die wêreld nie wou verstaan nie. 3 volle dae, 3 volle nagte het hy opgestaan. En dit het omtrent so gelyk dink ek toe. Ek dink, as ek die Bybel reg lees, dink ek dis hoe dit gelyk het. Maar dis waaroor dit gaan. As jy enigiets teen iemand het, vra vergifnis. Dan kan jy verder gaan. Dan kan jy verder gaan. So of jy hulle vergewe en hulle weet dit of nie. It's up to you. Ek gaan jou nou nie vra wat die saak is nie, jy weet wat die saak is. Maar vergifnis is vergifnis.
As jy hulle vergewe, dan hulle bloed nie op jou hande nie. En jou nou ook nie op hulle sit. En jou nou ook nie op jou eie nie. As jy nie vergewe, hulle vergewe jou. En hulle vergewe jou nie vir wat gebeur het nie. Dat is saam. Dit stop daar by jou wat vergifnis vra. Jy vra vergifnis, of hulle jou vergewe of nie, God vergewe jou. En van daar af sou ek voorstel dat as jy weet hulle het jou nie vergewe nie, bid dat hulle hart verander. Jy weet, dis 'n ding wat baie in die kerk vandag genoem word. Die Here ken my hart. Het jy al gedink wat jy sê? Het jy al gedink vir 'n oomblik wat jy sê? Dis die probleem, is dat hy jou hart ken. En hy sê dat die hart, luister mooi, hy sê dat die hart is die bedrieglikste ding in jou hele wese. En jy wil vir my sê, ek moet vir jou sê, hy ken my hart. Jy het nie idee wat in my hart aangaan. Ek het nie idee wat in jou hart aangaan. Want ons kan dit vir mekaar staan en sê met trane in die oë en geen kennis van die woord. En dit kan 'n hengse indruk maak. Persoonlik, vir jare, as 'n persoon vir my sê, ja, maar hy ken my hart. Hier is 'n gevaarlike een. Hier is 'n gevaarlike een. Hier is een wat aan my sou iets doen en dit regmaak. Te regmaak. Verstaan jy wat ek sê? Ja. Dit regverdig, daar die woord wat ek soek. Justify. Terwyl jy weet, jy het gesondig. Jy het daai persoon te nagekom. Vra vergifnis. Kry klaar. Tyd is te kort. Die lewe is te kort om rond te loop met 'n valbuil oor jou nek. Almal klaar? I would say that if, for example, Margie and I got a thing and we cross with each other, etc. I would have to say to her, Margie, ek vergewe jou. Dat sy weet, ons sit in dieselfde kerk, ja, ons moet mekaar vergewe. And whether she accepts that forgiveness or not, that's her problem. Maar, a personal thing like with my ex-husband, I forgave him. I didn't necessarily tell him that I forgave him though. But I don't feel anything negative about him or ek na my ma se begrafenis gekom en toe die eens vir my sê kan hy kom toe sê ek het geen probleem as hy kom. It's fine, it's alright. I can speak to him without being angry or anything. Ek het hom vergewe en vrygelaat en dit is dit. Vrygespreek, sorry. Ja, maar ek dink hierso tussen ons. Ja. Ons sal moet, as ons weet ons het iemand seer gemaak, en kwaad met hulle gepraat en dan moet ons vergeef, moet ons vir hulle gaan en sê, I'm sorry, please forgive me. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik, en dit jy. Jy bel my nou die dag, en jy sê vir my, vergewe my, ek het jou seer gemaak. En ek toch, wat is met die vrou nou aangeval? Wat het sy gedoen? Nou sê sy vir my, omdat ek gesê het, jy was blij om die video's te kyk. Onthou jy, sy het vir jou op die foon gesê. Ja, die man sê, jy was op speakerphone. Is het?
En ek het nie idee waarvan hierdie vrou praat. Ek moes eers nou mooi ding, wat 'n video praat sy van. Want ek het dit nie gaan kyk nie. Ek was besig gewees. Maar alles het toe uitgeloop dat dit moes uitloop. En ek is nie 'n persoon wat finietjie is oor seker goed. Ek het regtig nie offense gevat nie. But if it floats your boat, ask forgiveness. You forgiven. You were forgiven before you did it. Ja, maar iemand anders. So is klaar. Katrien, jy kan maar kom. Ek wil net 'n statement maak. Kyk, ons moet vergewe. Ons moet ander vergewe. Maar daar is ook 'n ding wat God sê, kom onder hulle uit. Ja. Kom onder hulle uit. Dit help nie jy gaan druk weer jou kop daar so in 'n byenes in nie. Daai byenes gaan vir jou jammer sê en dan druk jy net weer jou kop daar in die byenes. Dit laat my dink aan die geval op die kruis. Dit is genoeg. Dit is volbring. Ja. Hierdie is die volle prys. Nou is dit klaar. En het sy asem uitgeblaas.